Ons leef in 'n wêreld vol filters. Filters wat die foute gladstryk. Filters wat die beeld mooier maak. Filters wat ons help om die weergawe van onsself te wys wat ons wil hê ander moet sien. Maar agter elke filter is 'n regte mens. 'n Mens wat soms druk voel, soms moeg is, soms onseker is oor wie hulle werklik is. Wat as ons grootste geestelike stryd van ons tyd nie sonde is nie, maar voorgee. Voorgee dat ons reg is, voorgee dat ons sterk is, voorgee dat ons alles onder beheer het. Jesus het nooit so geleef nie. Voordat hy iets gedoen het, voordat hy homself bewys het, voordat hy 'n enkele wonderwerk verrig het 'n stem gesê: Jy is my geliefde. Nie oor wat hy gedoen het nie, maar oor wie hy was. Hierdie reeks is 'n uitnodiging om die val self wat ons gebou het neer te lê, om uit te stap uit prestasie, vergelyking en druk, om die verborgde plekke in die lig te bring, om weer die vryheid van emosionele eerlikheid te ontdek, om oorgawe bo selfgenoegsaamheid te kies. Nie selfverbetering, maar heelheid. 'n Lewe met niks om weg te steek nie, niks om te bewys nie, niks om terug te hou nie, ongefilterd. Baie welkom, hartlik goeiemôre van my kant. Ons is in week 3 van ons reeks, julle kan my PowerPoint maar opgooi, baie dankie, wat ons filter noem, wat sien ander nie. Ek dink dit wat ander mense nie kan sien nie, is byvoorbeeld dit wat ek voel, dit wat jy dink, veral omdat ons ook, ten spyte van dit wat ons voel en dit wat ons dink, dit nog steeds kan regkry om voor te gee en 'n prentjie te skets wat ekstern projekteer, maar nie ooreenstem met dit wat intern die waarheid is nie. Ons kan dit regkry. My vraag vanoggend vir jou, soos ek afskop, is: hoe emosioneel gesond is jy? Dink gou daaroor. As dit jou 'n bietjie ongemaklik laat voel, ek kon hom op 'n ander manier gevra het. Ek kon gevra het, hoe emosioneel stabiel is jy? Dis net op 'n ander vlak, nee. Maar ek het gekies om nie daai woorde te gebruik nie. Hoe gesond is jou emosies? Want dit maak vir God saak, dit is verskriklik belangrik vir hom, want jy sien jou geestelike gesondheid is direk gekoppel aan jou emosionele gesondheid. Dit is absoluut, dit is die waarheid, Ek is amper 36 jaar, Julie maand is ek 36 jaar getroud, en 'n ou sal nou dink, as jy lank soos dit getroud is, dan het jy nou al die lesse geleer wat jy moes leer in getroude lewe. Maar ek wil gou met die manne praat. Jy sê nooit vir jou vrou, sy is emosioneel nie. As jy nie anders kan nie, en jy voel jy moet dit sê, as jy nie kan terughou nie, begin dan net daai sin met liefie, dalk help dit. Ons spot nou, maar ek dink oor die algemeen kry vrouens dit baie beter reg, om hulle emosies reg te hanteer. Hoe's dit? Wel, hulle wys dit. Draad op die mou. Dit wat hulle voel, sê hulle nie net nie, hulle skree dit. Mans aan die ander kant, hou emosies terug. Bottel dit op.
En jy weet wat gebeur met 'n botteltjie Coke as jy hom skud. Jy weet, nee. Een of ander tyd gaan dit wat binne is, onderdruk, met 'n spoed uitkom. En dan gaan jy 'n drama queen met die naam van Priscilla ontmoet vir jouself, face to face. Ons emosies, dis 'n baie interessante gesprek. Ek dink ons moet vir mekaar vandag sê dat ons grootste geveg is nie die goed daar buite wat met ons gebeur nie. Die grootste geveg in ons lewens as mense is aan die binnekant. Kom ouens, ek weet dat dit wat met ons gebeur, sekere emosies wek. Maar dan gaan ons een tree verder, en ons lê ook dag en nag wakker oor die goed wat nooit met ons sal gebeur nie, en dit is 90% van die goed wat in ons koppe aangaan. Dat daar's hierdie interne stryd met ons emosies, wat nie net my lewe impakteer nie, maar ook ander. Baie keer kry ons dit baie mooi reg om te werk met wat hier binne aangaan. En ons is okay om onsself te isoleer, ons is okay om dit stil te hou, ons is okay om dit weg te steek. Maar dit is ook tog 'n implikasie op die wat naaste aan ons is dit nie waar nie? So, Sondag na Sondag stap jy in, en as ek die voorreg het om by jou te kan stil staan, en jy te kan vra, hoe gaan dit met jou, sê julle almal, dit gaan goed. Dis die standaard antwoord, maar ons weet jy hou 'n front voor, jy sê nie vir my alles nie. Dis maar hoe ons werk, dis maar hoe ons rol. Voel ons, jy weet, ek werk maar self met die goed, prosesseer dit maar self, ek steek dit weg, ek gee voor. Maar ons loop ook daai selfde mense raak in die week. En dan kom ons agter, maar wat ons gedink het, is nie noodwendig die waarheid nie. Hierdie ouens het seer, hierdie ouens is stikkend, hierdie ouens gaan deur 'n moeilike tyd. En dan wonder ons, jy weet, as ons maar net geweet het, as mense maar net gepraat het, as hulle maar net iets gesê het. Maar ons is elkeen skuldig aan dit, nee. Ons elkeen het 'n mate van dit wat hier binne gebeur en wat ons mee worstel om dit net goed te kan wegsteek. Is dit nie waar nie, nee. Ons moet vandag hieroor praat, as deel van hierdie reeks, want die Bybel het baie daaroor te sê. En as ek in een sin of een stelling die Bybel kan opsom, as dit kom by ons emosionele gesondheid, dan wil ek vir jou die volgende op die skerm gooi. Daar is hy, emotion is not a problem I fix, it is a gift that I steward. Ek gaan ons so 10 sekondes by jou los, dat hy net lekker prosesseer hom gou-gou 'n bietjie daar vir jouself. Ek dink in ons samelewing, as jy praat van emosioneel of emosies, het dit baie keer 'n negatiewe konnotasie, nê. Dit is nie iets wat noodwendig positiewe denke by my laat opkom as ek dink aan daai woord nie, nê. In ons samelewing is dit maar partykeer redelike 'n negatiewe konnotasie. Maar hier's die hele ding, ouens. Ons is geskape as emosionele wesens, want ons dien 'n emosionele God. Ons is in sy beeld en sy gelykenis geskape, ons het emosies, hy het emosies. Ons het tog gesien dat Jesus het geween. Hy was hartseer. Hy was gefrustreerd. Daar was woede gewees. Ons sien dit uit vrees gehad. En dit per se was nie sonde gewees nie, want hy het dit na God toe gevat. En in dit het dit hom nader gebring aan God en kon hy ook verstaan wat is die hart en die wil van God vir hom. Sonde, emosies is nie sonde nie. Ek vra vir jou vanoggend, wat doen jy met daai emosies? Ons sien reg deur die psalms. Ek meen, die psalms van Dawid is net 'n digbundel van emosies. Ek wil vanoggend so 'n bietjie
Stil staan by Psalm 55. Dit wat Jesus gedoen het, sien ons, dit is wat Dawid ook gedoen het. En die Psalms is vol daarvan. Luister gou hierso soos ek vir jou lees, Psalm 55. Dawid sê, luister na my gebed, o God, moenie my smeekbede ignoreer nie. Luister asseblief en antwoord my, want my moeilikhede gee my nie rus nie. Hy sê, ek is ontsteld oor die dreiging van my vyande, oor die druk van die goddeloses, hulle bring ellende oor my, ek kweek vyandskap in hulle toren. My hart pyn binne in my. Die angs van die dood kom oor my, vrees en bewing oorweldig my. Ek kan nie ophou bewe nie. Ek het gesê, as ek maar net vlerke soos 'n duif gehad het, dan sal ek wegvlieg en rus hê. Ek sou ver wegvlieg en ek sou in die woestyn gaan woon. Ek sou my haas om te ontvlug van hierdie stormwind en hierdie onweer. Dawid is nie besig om eksterne goed te beskryf nie. Dawid is besig om die storm en die wind hier binne in hom te beskryf. En dit wek emosies. En wanneer ons nie daai emosies na God toe vat nie, dan en begin self werk met daai emosies, dan kan dit partykeer sy gesig uitsteek en dit wat jy sien is nie vir jou mooi nie. Want hier gaan hy na 'n plek van haat toe. Hy sê verslind hulle, Here, en verwar hulle spraak, want ek sien geweld en stryd in die stad. Dag en nag loop hulle rondom op die mure, maar die boosheid en die onheil is in die stad. Verwoesting is aan die orde van die dag, verdrukking en bedrog heers in die strate. Ek wonder of hierdie man iets eksterns, 'n plek beskryf en of hy 'n plek beskryf. Gaan lees daai Psalm mooi. En dan gaan hy aan, hy sê, dit is nie 'n vyand wat my spot nie. Dit sou ek kon verdra. Dit is nie my vyand wat teen my groot praat nie. Ek sou vir hom kon wegkruip. Maar nou is dit jy, 'n man soos ek, my goeie vriend en my metgesel. Watter goeie kameraadskap het ons geniet. Ons het saam gegaan na die huis van God te midde van die skare mense. Hy praat met God as sy goeie vriend. Hy praat nie van 'n vriend oor die algemeen nie. Hy praat hier van God. Ouens, die Here is nie bang vir ons emosies nie, hy ken dit. God vra nie volmaaktheid nie. Hy vra eerlikheid. En dis die tipe gesprekke wat Dawid met God het, met die grootste vrymoedigheid. Ek dink dit is die vraag in hierdie reeks. Is ek regtig eerlik met myself? Want as ek nie eerlik is met myself nie, gaan ek nie eerlik wees met God rondom myself nie. Of oor myself nie. Ek gaan nie vir God goed sê wat ek nie vir myself wil sê nie. Dit is baie moeilik. En ons sien nie, dit is wat Dawid hier doen nie. Hy kom noem hom soos hy sê, laat die dood hulle oorval, laat die doderyk hulle lewendig verslind, want boosheid heers in hulle huise en harte. Maar ek roep tot God en die Here sal my verlos. Saans, soggens en smiddag pleit ek en kla ek, en hy hoor my stem. En dan gaan hy aan die einde van hierdie Psalm en hy sê, gee jou kommer, jou emosies, dit wat 'n belewenis kom skep hier in ons binnekant, gee jou kommer oor aan die Here, hy sal vir jou sorg, hy sal gelowiges nie teleurstel nie. Is jy 'n gelowige? Nou oké, dan geld daai vir jou ook. En dit is, omdat hy praat vanuit 'n plek van persoonlike ervaring, dat hy soveel vrymoedigheid het, om op hierdie manier met God te werk, rondom dit wat in sy lewe, in die binnekant aangaan, wat ander mense nie sien nie. Onthou, hy's 'n koning, hy moet voorgee. Ouens, dit is bepaalde siening van hom. Dit is nie asof hy hierdie tipe gesprekke met mense kan hê nie. So hierdie is in sy binnekamer, hierdie is 'n plek van isolasie, maar hy hou dit nie vir homself nie, hy werk nie self daarmee nie, hy bring dit vir God. En dis presies wat Jesus gedoen het. Of hy in Jerusalem ingegaan het, en daar uitgebars het in trane van hartseer as hy na die stad kyk, of dit is voordat hy in hegtenis geneem is, die vrees wat hom oorval het, wat ook al emosie gehad het, sien ons in die Bybel dat hy hom gereeld gaan afsonder het, en daai emosie vir die Here gebring het.
Wat maak dat ons in 2026 dink ons kan cope met hierdie goed op ons eie? Wat sê ek vanoggend vir jou? Emosies kan jou isoleer, of dit kan jou nader bring aan God. Want emosies is ook die manier hoe God met ons praat. Dink 'n bietjie net daaraan. Dit wat jy voel, ek meen, hy het ons geskape met emosies. Waarom het hy dit gedoen? Om vir ons te help sien, iets is verkeerd. Hierdie ding kort aandag. Emosie is nooit die oorsaak nie, dit is die simptoom. Dit wys vir ons iets, nê. En God praat met ons ook deur ons emosies. Jy kan al, as jy in jou kar klim en jy sien daai liggie aankom en hy's gewoonlik rooi. Jy weet die probleem is nie daai liggie nie, nê. Hy kan die probleem is nie die liggie wat aankom nie. Die liggie wat aankom sê vir ons daar's 'n ander probleem. Is dit nie waar nie? En jy kan daai liggie ignoreer. As dit jou kar se temperature gauge is, daar is net nie 'n Afrikaanse woord vir dit nie. As dit jou kar se temperature gauge is, nê, kan jy hom ignoreer. Die probleem is nie daai liggie nie. Jy kan aanhou ry. Maar jy gaan een of ander tyd tot stilstand gedwing word. As jy nie aandag gee daaraan nie. Nou God het ons gemaak met emosies. En daai emosie, of dit vrees is, of dit bitterheid is, of dit woede is, wat ook al, is 'n aanduiding. Dis 'n geskenk. It is not something I need to fix, it's a gift that I need to steward. En slegte rentmeesterskap is wanneer ek daai ding in my eie hande wil vat en met hom gaan werk. En ons sien dat quick fixes en die goeders wat ons mee opkom nie altyd die beste idee is nie. Ons sien hoe emosies 'n ou kan bring op 'n plek van erge depressie, selfmoord gedagtes, alkoholisme, wat ook al. Ons sien wat emosies doen en in die plekke waar dit ons toe vat. Wanneer ons dit in ons eie hande vat. Goeie rentmeesterskap sê, kom ons kyk na wat Jesus gedoen het. Kom ons kyk na wat Dawid gedoen het. En die Bybel is vol daarvan. Hulle het daai ding gevat en het na God toe gedraai met dit. En ek gaan nou terug 'n bietjie stil staan by presies, jy weet, wat dit beteken. Om ons emosies te ignoreer, is om God self te ignoreer. Want God praat met ons, ook deur ons emosies. Ons sal dit wat ons hier binne voel, onthou nou die woord sê, ons gees is verenig met die Heilige Gees. Ons is een. In Johannes 17 bid Jesus dit ook, dat ons sal besef, dat net soos hulle een is, ons een is met God, nê. Dat baie keer dan voel ons goed, nog voordat ons tot die ontdekking of tot insig kom oor daai situasie. Nog voordat daar openbaring of verligting is, voel ons alreeds iets. Ons het dalk nie al die antwoorde nie. Ons verstaan dalk nie hierdie situasie, maar ons voel hom aan ons lyf. En God praat met ons ook deur ons emosies. God ignoreer nie ons emosies nie. Hy ontmoet ons daarin. Wat die wêreld sien van ons, hoe hulle ons beleef, is dalk minder akkuraat as wat die wat naaste aan ons is van ons beleef.
daai belewenis is die resultaat van alles wat aan die binnekant van ons aangaan. En dis hoekom dit so 'n belangrike gesprek is. En wanneer ek my gevoelens onderdruk, draai ek ook weg van wat dit beteken om waarlik mens te wees. Ek meen, hoe lag ek aan die buitekant, maak huil in die binnekant. Dis nie hoe die Here ons gemaak het nie. Om ons emosies te ignoreer, gaan nie maak dat dit net van self verdwyn nie, dit gaan ergens uitlek. Ek en jy weet dit. Jy onderdruk nie daai nie. Ons kan probeer vir 'n tyd, maar as daai bom bars hy behoorlik, nee. En dan sien ons self goed wat ons in onsself nie verstaan nie, wat vir ons 'n verrassing is, wat ons nog nooit van tevore dalk gesien het nie, nee. Ek dink een van die grootste leuns is ook die strategie van die vyand. En dit is so opmerklik in ons samelewing, jy weet die hedendaagse persepsie is dat as ek iets voel, dan moet ek dit regmaak. Wel, my vraag is, kry jy dit reg? As ons dit reg gekry het, was daar nie soveel sielkundiges gewees nie. Beraders, bemoedigers, terapeute. Dink nie ons kry dit self reg nie. Jesus het vir ons in ons verhouding 'n stuk werk kom doen en ons kom versoen met God op 'n manier wat nie meer behoorlik gedoen kon gewees het nie. Dit is 'n prentjie van absolute intimiteit, geen afstand, geen rede vir afstand. Dit wat hy gedoen het gemaak dat ons nie nader aan God kan kom, of God aan ons nie. Dit is die prentjie, dit is wat Jesus juis vir ons gedoen het, maar ook praat dit van 'n posisie met ons gedoen het. Hy het nie net opgevaar nie, maar ek en jy het ook opgevaar. Want die woord sê, ons, alhoewel ons nog fisies hier is, sit ons reeds in die gees saam met hom aan die regterhand. Dis die beste posisie, dis die regterhand van God. Dis 'n posisie van autoriteit. Dis 'n posisie van absolute aanvaarding. Sit ek en jy saam met hom aan die regterhand van God. Waarom sal ek en jy kies om nie te kapitaliseer op dit wat ons hier lees? In Jesus se grootste oomblikke het hy presies hierdie gedoen wat ons nou sê. Hy het presies dit gedoen. En dit wat die Here in hom gedoen het die storm so bedaar, dat hy sy tree gegee het en voortgegaan het met wat besluit is in die drie eenheid. Niks op aarde, geen omstandighede, kon daai emosies wat hy gehad het, teen hom gebruik, dat hy sou terugstaan nie. Glad nie. En wat Jesus vir ons kom wys het, is hoe God met dit wat in ons lewens aangaan, wat niemand sien nie, kan kom werk, vir alles wat by sy kinders se lewens kom. Hy het nie vir ons gewys hoe werk God met hom nie, hy het vir ons kom wys hoe werk God met sy kinders. Want onthou nou die woord sê, dat Jesus is die eerstgeborene. Maar daar is nog kinders, as gevolg van wat hy gedoen het. En my en jou nommer is op hy lys. Dis hoekom die woord sê, ons noem hom, ons kan hom broer noem. En presies dit wat hy beleef het. Ek dink dit wat Jesus beleef het in daai oomblik, dat daai tipe van vrees, is die ergste wat enige mens kan oorval. Ek dink nie daar is 'n
groter emosie waarmee ons moet deel as wat Jesus persoonlik beleef het nie. En as hy kon oorwinning behaal oor dit, sekerlik kan ek en jy ook oorwinning behaal. Kan ek en jy eerlik wees met onsself en kan ons in ons gereelde tye met die Here om ook vra, Here, maar hoekom voel ek so? Eenvoudige vraag. Here, hoekom voel ek so? En dan gaan jy sien dat hy is die beste ene om na toe te draai. Eerstens, omdat hy jou beter ken as wat jy jouself ken. Hy gaan die leuen wat jy aan vashou, gaan hy die waarheid kom openbaar rondom jouself. Hy gaan nie na daai plekke toe vat. En nie net moet ons na hom toe draai met wat ek en jy voel en beleef nie, omdat hy beter weet van ons nie, maar ook omdat dit 'n stuk werk is wat hy aan homself toeëien. Hoor gou mooi. Om hierdie aan te spreek, wat ek en jy voel, is iets waarvoor hy persoonlik verantwoordelikheid vat. Hoekom sê jy so, Jules? Wel, as jy gaan kyk na vriendelikheid, selfbeheersing, geduld, vreugde. Die woord sê, daai goed is nie werke van die vlees nie, dit is die vrug van die Gees. God vat verantwoordelikheid vir hy goed. Hy eien daai toe aan homself. Hy sê, daai is my verantwoordelikheid. Vat dit wat jy voel, want dit sê vir jou, dit is 'n indicator op jou dashboard van jou lewe. Iets moet jy aan aandag gee. Iets is nie reg nie. Nou vat daai goed, nie in jou eie hande nie, maar draai dit na my toe, want ek is die een wat gaan kom wys, en gaan kom lei, en gaan kom verlig. Daai is die vrug van die Gees. So, okay, ek sukkel met ongeduld, nou is dit uit. My probleem is nie ongeloof nie, my probleem is ongeduld. Nou bid ek, Here, gee vir my meer geduld. Ouens, kom ek sê gou vir jou voordat ek aangaan, ek het nou iets belangrik gesê, die emosies wat ek en jy beleef, is nie die oorsaak nie, dis die simptoom. As jy sit met woede, of haat, of bitterheid, is dit die simptoom van iets anders. Daai iets anders kan dalk onvergewensgesindheid wees. En hierdie onvergewensgesindheid kweek 'n emosie van bitterheid of woede of haat in jou. Jy kan probeer om 'n emosie te hanteer, maar jy gaan nie hierdie ding hanteer nie. En daai ding is die werk van God. Nou vra ek die Here vir geduld. En weet jy wat? Hy gee nie vir my geduld nie. Maar wat hy wel doen is, hy skep vir my geleenthede en hy versterk my om geduldig te wees. En die oomblik wanneer 'n ou sulke tipe van goed bid, Here gee my geduld, dan gebeur dit, dat mense nie my boodskappe beantwoord nie. Die Here help my verskriklik baie met geduld, sien julle? Sien julle? Jy gaan nie bo jou eie krag versoek word nie. Hy versterk jou nie binnekant. En dan toets hy jou. Hy kom nie net soos 'n impakspeler, doen 'n ding, staan terug nie. Hy kom maak seker, want God doen ordentlike werk, hy doen nie halwe werk nie. En dan beproef hy jou. Hy toets jou. En hy skep die geleenthede waar jy die vermoë het, as gevolg van die feit dat jy leef in terme van jou nuwe identiteit in Christus, wie jy werklik is. Jy sien dit self raak, en hy lei jou deur sy Gees, en sy Gees kom herinner jou aan die waarheid en al die goed. Hy doen al daai goed, en dan skep hy geleenthede.
En ek en jy kan kies hoeveel keer ons om my blok wil gaan. Bitterheid is iets wat jy nie elke 5 maande hoef mee te werk nie, ouens. Ons kan oor dit kom. Net soos ons oor hartseer kan kom. Net soos ons met meeste van ons emosies, of dit nou woede of frustrasie of wat ook al is, mee kan werk. Maar God wil ons om daai blok vat en hy wil hê ons moet oorwinning behaal oor dit. Dis die prentjie wat hy oor my en jou lewe sien. Kyk wat sê Dawid ook in 'n ander Psalm. Hy sê, ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. As jy daai woord gaan bestudeer, dan praat dit nie van eksterne omstandighede nie, dit praat van die dood hier binne in my gemoed. Dis wat dit van praat, dis 'n emosie. En om vir jou te bewys dis 'n emosie, kan jy 'n bietjie verder lees, dis die gesprek hier. Die wat swaar kry, sien op na hom en straal van blydskap. Kan jy sien, dit is die transformasie wat hy bring, nê. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. En die ander psalms is bewyse daarvan. Die Here het gehoor, uit al my benoudhede, dis emosies, het hy my gered. Dawid praat nie hier van eksterne omstandighede nie, hy praat van emosies, dit wat hy in sy gedagtewêreld en dit wat in sy gemoed gebeur, nê. Ek wil afsluit. So die vraag, hoe red God ons dan as dit kom by ons emosies? Dis baie meer eenvoudig as wat ons dink. Ek dink die eerste ding wat hy doen is, hy herinner ons aan die waarheid. Dis hoekom die Heilige Gees ook die Gees van waarheid genoem word. Meeste van die goed wat emosies by my en jou wek, is gebaseer op leuns. Die enigste manier hoe ek die leuen kan identifiseer, is wanneer ek rondloop met die waarheid. So hy bring waarheid na my lewe toe. Ook versterk hy ons aan die binnekant. Kolossense 3 vers 2 sê dit so mooi. Hy sê, ek en jy het gesterf saam met Christus. Ek en jy het opgestaan saam met Christus. My lewe is verborge in Christus. Nou sê Paulus, bedink nou die dinge daarbo en nie die dinge hieronder nie. Hy versterk my in die binnekant en hy bring fokus in my lewe, dat my gedagtewêreld kan belyn met hoe hy sien en wat sy perspektief is. Dit maak dat die helfte van my emosies net kom disappear. Of sy krag verloor in my lewe. God is nie 'n filosofiese God nie, hy is ook 'n baie praktiese God. Hy's 'n God van detail. Ons het gesien of hulle nou die ark bou of wat ook al, hy's 'n God van detail. Hy het 'n saak met die praktiese kant van my en jou elke dag lewe. En hy bring ook wysheid na my en jou lewe toe, dat ek en jy gesonde besluite kan maak. Ouens, daar's 'n tyd wat ek in my lewe elke liewe dag 5 minute gevat het en ek het opgevang op News24, wat is al die nuus. Ek was 'n bitter mens, ek was 'n negatiewe mens. Ek was amper op die lyn van 'n rasis raak. Om net elke dag gekonfronteer te word met die negatiewe goed wat in ons land aangaan en die regering en al hierdie goeters. Hy gee vir ons die gesonde verstand om te kies wat na my lewe toe kom. Wat is die stemme? Ek en jy moet dalk weer 'n besluit maak oor ons pelle. Ek en jy moet weer 'n besluit maak oor wat is dit wat die stem in my lewe is. Daar's 'n klomp, daar's die wêreld, daar's my stem, daar's die vyand. Daar's social media, daar's 'n klomp stemme. En al daai goed werk in op my en jou emosies. En helfte van daai goed is leuns. Dit breek hoop af, dit skep nie hoop nie. En ek sit met 'n klomp negatiewe belewennisse en emosies. God help my om te fokus op dit wat goed is, dit wat opbouend is, dit wat lewensgewend is. Dat ek en jy ook kan leef vanuit 'n plek van dankbaarheid. Ja, dit bring ander emosies. Ek sluit af. Sien dit reg oor die woord. Werp al julle bekommernisse op hom. Want hy sorg
Weer eens daai woordjie bekommernisse is 'n versamelnaam vir al die negatiewe emosies wat ek en jy beleef. Ouens, hierdie is baie belangrik. Mense word platgevee. Mense staan nie weer op nie. Mense verloor hoop. Mense oorleef, maar hulle leef nie meer nie, as gevolg van wat hier binnekant aangaan. Jy hoef nie vir almal hier alles wat hier binne aangaan uit te blaker nie. Maar kom ons vat dit na die Here toe. Kom ons vat dit na hom toe. Is daar dalk in hierdie seisoen in jou lewe 'n emosie wat dadelik vir jou opspring in jou lewe? Wat jy of wegsteek, of wat jy self probeer mee werk, of wat jy voel, die Here nooi jou nou vandag om dit vir hom te gee. Is daar so 'n emosie? Jy is welkom saam met my op te staan. Kom ons bid. Here, jy het nie 'n fout gemaak toe ons gemaak het, toe ons geskaap het nie. Jy was so intentioneel. Niks sleg kom uit u hand uit nie. Net die goeie. Die woord sê, alle goeie dinge kom uit die hand van God. My lewe, veral my nuwe lewe in Christus, is perfek, is volmaak. Maar ons sê vir dankie, Here, dat u in daai proses van wedergeboorte nie ons gekies het om ons emosies net weg te vat nie, maar dat juis vir ons los as 'n geskenk, sodat daar groter belyning kan kom met u hart en u wil vir ons lewens. Vandag kom praat ek met emosies wat ek dalk self nie kan raak sien nie, maar wat u wel doen. En ons weet daar is 'n verskeidenheid daarvan. Vader, dit slaan ons mense plat, dit bring ongelukkigheid, dit breek verhoudings, dit maak seer. Ek kom bid dat soos ons hierdie na u toe kom draai, dat u presies dieselfde in ons lewe kom doen, as wat u in Dawid en ook in Jesus se lewe kom doen het. En dat u met u kinders kom werk, Here, op 'n manier wat hulle nog nader aan u bring. En wat hulle die oorwinning wat daar vir ons is in Christus, self laat proe. Dankie dat u dit doen, Here, vir elkeen van ons. In Jesus naam. Amen.